the path to. Goeiedag, baie dankie dat jy ingeskakel het. Dis ons program Mosaïek en ons saai uit van Boerijn, die pragtige aftreeoord hier in Durbanville. En baie dankie vir Kruiskyk wat vir ons die opnames kom doen het. Nou ek wil voor ek my gas aan jou voorstel, ek net vir jou lees uit Psalm 145. Die Bybel sê, genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. God is barmhartig, hy is genadig oor alles. Dis jy en my probleem as ons wegbeweeg. Ons het daardie barmhartigheid, ons het daai liefde, ons het daai verstaan, ons het daai alles wat van hom afkom, het ons. Ons kan dit net aanneem, gebruik en uitleef. Nou vandag het ek 'n spesiale vriendin hier van die aftreeoord, Sophie Pool. Sophie, baie welkom hier by ons. Dankie. Waar kom jy vandaan? Gebore, groot geword? Ek is gebore en getoe in Pretoria. Ek het soos hulle gepraat ook. Jy weet, hulle maak mos hulle vokale rond. Ja. Daar word gespot met hulle en gesê, hulle kan nie ma en pa sê nie, dis mo en po. Maar is nie regtig so erg nie. Jy weet, iemand het nou onlangs vir my gevra, waar kom ek vandaan, want hy kan nie 'n aksent by my agterkom nie. Maar my werk het my baie rond verplaas na verskillende streke, en 'n mens verloor maar 'n bietjie aksent en tel weer iets op en verloor weer. En die ander ding is, toe kom jy Kaap toe leer jy die Kaapse aksent, toe meng jy dit met die Transvaalse aksent. Ek weet nie of ek 'n Kaapse aksent het nie, maar ek het my al betrap dat ek nou begin soos die Kaapenaars. Dis 'n goeie een daai. Luister, en waar het jou pad met die Here Jesus begin? Jong, ek is gebore, nou weer getoe, sal ek maar sê, in die AGS. Ek kom uit 'n era uit toe alles sonde was. Die kerk was baie streng, die ouers was baie streng, ons was nie toegelaat om enigiets verkeerd te doen nie. Hier in die 50er jare het die hula hoops mos uitgekom, en elke kind het mos een gehad, en totdat my ma by iemand gehoor het, ons jive daarmee. Dit was die einde van ons poolkinders se hula hoopery. Jy weet, ek het toe ek in Windhoek gebly het, toe ons pastoor wat ons daar gehad het, vertel vir my, hy het hier in die Parel groot geword, daar ek alweer. En toe het hy in Pretoria gaan studeer. Nou hier in die Kaap het almal wyn gedrink, dis nie sonde nie. Die vrouens het nie gegrimeer nie, dis sonde. Toe kom hy in Pretoria, al die vrouens grimeer, dis nie sonde nie, maar niemand drink wyn nie, dis sonde. Jy weet, die mense het hulle eie reëls opgestel. Weet, Jesus het gekom, sterf aan die kruis om ons vry te maak van die wet. Nou kom die mense en hulle stel weer hulle eie wette op. Yes. En baie mense het seer gekry in die kerk as gevolg daarvan. Ja. Ekskuus ek nou lag, maar ek dink altyd aan my man. My man het ook, ons het ook daai tyd groot geword, maar hy het ook baie streng groot geword, en kerkmense, elke Sondag kerk, en in die week ook. En hy kan nie dans nie, want ek kan dans, want ek het nou op handelsskool geleer dans, maar hy kan nie dans nie, want hy het geleer, alkohol en dans is sonde, so geen dans vir hom nie. Nee, dit was vir ons ook sonde dans en fliek. My suster, sy en 'n vriend wat een keer gaan fliek het, toe vertel sy vir my ma se fliek van Moses. Sy wou dit my ma gesê, want fliek was 'n dodelike sonde. Sy moes iets bring wat uit die Bybel uitkom, nee. Luister, Sophie, en wat het jy gedoen na skool? Ek het my hele lewe lank by die aktekantoor gewerk. Ek moes so 'n bietjie regte swat,
Want jy kan nie by die aktekantoor werk as jy nie regskwalifikasies het. Okay. Dit wil sê as jy bevordering wil hê. Nou, ek is 'n bietjie rondverplaas, Windhoek toe, Vryburg toe, ek het in Johannesburg ook gewerk in Port Elizabeth. Waar het jy by aktekantoor? Ja. En het jy daarvandaan afgetree? Ja. So waar, al die jare? Ja, al die jaar. Dit was 'n baie stresvolle werk geweest. Dit was moeilik, jy weet, jy moes party van die wette op die punte van jou vingers ken. En dan ook, ons het nie genoeg personeel gehad nie. En die staat het gereken, dis goedkoper om ons oortyd te betaal as om personeel aan te stel. So, jou hele lewe lank wat jy in aktekantoor werk jy oortyd. Daar's nie so iets soos 'n private lewe nie. Dit was baie stresvol geweest. Ja, so jy kry seker 'n goeie pensioen. Nee, jy kan nie aan daai tyd so salaris was baie min. Ja, maar ook toe ek begin werk het, was daar gediskrimineer teen die vrouens. Ja. Jy weet, ons het nie dieselfde range en salarisse gekry. Ons het jy kon na 5 jaar kon ons vrouens bevordering kry en dan het dit gestop. Terwyl die mans, hulle het elke jaar 2 kerwe verhoging gekry, terwyl ons net 1 gekry het. En as 'n vrou nou gaan trou, dan is haar rang dadelik omskep in 'n tydelike rang. En as sy swanger geraak het, dan moet sy bedank. Nou jy weet, die mans het elke keer as daar 'n nuwe baba in die huis ingekom het, dan kry hulle verhoging. Nou die vrouens wat nou deur die swangerskap en geboorteproses gegaan het, hulle verloor hulle werk. Ja. Maar die mans wat nie deur daai proses is, hulle kry verhoging. Ja, maar dit het gemaak dat ek altyd 'n agterstand gehad. Dit is later reggestel, maar dit was nie terugwerkend nie. Ek moes van voor af begin met die matrikulante. Alle wêreld. Ja, ek weet dat jy die waarheid praat, want ek het ook by die staatsdiens gewerk, ek het personeelwerk gedoen. So ek het daai 2 salarisskale gehad, een vir 'n man, een vir 'n vrou. So het ons hulle aangestel. Jou skaal is dit en die vrou se skaal is dit. So wat jy sê is die reine waarheid. So wat doen jy? Jy het toe afgetree en toe besluit jy kom Boerein toe. Nee, ek het vir 20 jaar in Durban wil gebly voordat ek hier ingetrek het. Okay. Wat het jy daar gedoen? Ek het toe ek afgetree het ek eers by kunstskool gaan inskryf. My hele lewe lank wou ek leer skilder, maar as gevolg van my werksituasie by die oortydwerkery was daar nie tyd nie. En toe het ek nou by kunstskool ingeskryf en geleer om te skilder en daarna het ek nou weer begin studeer. Ek het ingeskryf vir 'n beradingskursus. Ek wou spesifiek geestelike berading gedoen het, maar ons universiteite doen nie geestelike berading nie, weet, en toe moes ek nou na 'n Amerikaanse universiteit toe gegaan het, en ek het deur hulle honeurs ook gedoen. Maar jy weet die verskil tussen gewone berading en geestelike berading, die sielkundiges maak van hipnose gebruik. Terwyl die geestelike beraders die Heilige Gees betrek, want die Bybel sê die Heilige Gees sal jou in alle waarheid lei. Nou die Amerikaanse howe aanvaar nie meer getuienis wat onder hipnose uitkom nie, want hulle het met navorsing bevind dis nie altyd waar nie. Nee. Jy weet, en ek self was in my jong dae 'n depressieleier en 2 verskillende psigiaters het probeer om my te hipnotiseer. En hulle kon nie, hulle sê vir my ek is nie vatbaar gewees vir hipnose. Maar ek dink dis die Heilige Gees wat my beskerm het, maar in elk geval, dit is hoekom ek verkies het om geestelike berading te doen, en toe ek moes toe nou na Amerikaanse universiteit toe gaan daarvoor. En jy het toe nou daar so jou honeurs gedoen? Ja, ek die BA wat ek gedoen het was berading, en honeurs het ek teologie gedoen. Jy moet die berading en die 2 bymekaar uitbring. Die een kan nie eintlik sonder die ander een nie. Ja. En nou, ek wil 'n bietjie spog met jou. Nou doen jy jou meesters in berading. Ek wou nie eintlik daaroor gepraat het nie. Niemand weet daarvan, is net jy wat. Maar is goed, nou weet die hele Boerein. Ja, en ek wil hê hulle moet weet, want ek wil hê hulle moet jou regtig respekteer vir wat jy doen. Die mense wil nou, jy weet, vir my is dit nou baie werk, omdat ek kan nie tik nie.
En die beligting in my woonstel is baie swak. Nou, ons ligte bo is ook maar so flou liggie. Ja. Dis net die badkamer wat 'n sterk lig het. Ek dink hulle wou seker maak ons kan behoorlik sien ons behoorlik te was. Maar nou moet ek by die sitkamervenster sit en werk, want dis waar die beste lig is. Nou kan ek nie van 'n tafel of 'n lesenaar af werk nie. Nou sit ek met die laptop hier op my skoot. Nou partykeer dan verblind die lig my so 'n bietjie, dan sit ek met die hand hier en die hand tik ek, maar die meeste van die tyd het ek in die hand 'n boek en met die hand tik ek. Want ek kan in elk geval net met een vinger tik. En dan 'n ander probleem wat ek het, ek verstaan nie ek het mos 'n nuwe rekenaar gekry het en ek verstaan hom nog nie so lekker nie en die universiteit vereis die teses moes in Word gedoen word en ek het nie dit op my laptop gehad nie en ek moes dit toe nou 'n kursus neem om dit te leer en ek verstaan hom ook nog nie lekkers nie. Jy weet, die een dag dan kry ek nou iets reg en die volgende dag kry ek dit nie weer reg. Dit is vreeslik frustrerend en is vreeslik stadig. So ek dink dit gaan my tydjie vat om. Maar jy het 'n hele jaar, jy het 2-3 jaar om dit te doen, so vat dit stadig. En die Here sal vir jou help. Ja, jy weet die mense, ek moes my onttrek aan aktiwiteite hier, omdat ek nou al die tyd aan die teses. Ja. En die mense wil nou gedurig vir my weet, hoekom sien hulle my nie meer nie, wat het geword vir my? My verskonings het al opgeraak. Nou weet hulle. Wat is jou tesis? Wat is jou naam? Ek het 'n baie omstrede onderwerp gekies. Waarom mense nie gesond word as daar vir hulle gebid word nie en wat se bedieninge daar is om hulle te help. Wow. Dis 'n mond vol hoor. Jy weet, kyk, die Bybel sê die Here maak gesond. En Jesus het aan die kruis gesterf. Hy het sy bloed gegee vir die redding van ons siele en sy liggaam was gebreek vir die genesing wat ons kan kry. Die een is nie ondergeskik aan die ander een. Dieselfde krag wat die bloed het om jou siel te red, dieselfde krag het sy gebreekte liggaam om jou te genees. Ja. Die een is nie ondergeskik aan die ander nie. Maar nou gebeur dit nie. Hoekom nie? Ek het 'n baie analitiese brein. Ek wil altyd agter die kap van die byl kom. Moenie vir my kom sê dinge so en so klaar nie. Ek wil weet hoekom nie. Yes. Nou iemand het een keer gesê, moenie vir my kom vra hoekom word hulle nie gesond nie. Ek is nie God nie. Maar die Bybel sê die Heilige Gees sal jou in alle waarheid lei. Jy vra mos nou net vir die Heilige Gees. Nou ek het alself jy weet, ek moes baie navorsing gedoen het. Ek het baie kursusse bygewoon. As daar 'n kursus by kerk aangebied was, dan was ek daar. Jy weet, ek vra altyd vir mense aan watter kerk behoort hulle, want die kans is goed dat ek by daai kerk kursus gedoen en dan wil ek weet of hulle dit nog doen. Ja. Nou, met my navorsing, afgesien van die baie boeke wat ek gelees het, want ons moet nou minstens 40 boeke lees vir ons teses, en al die kursusse wat ek bygewoon het, het ek self ook gegaan vir die terapie wat aangebied was. Want ek het daar het in my lewe net dinge skeef geloop. Dit was die een ding op die ander wat gebeur het met my. En ek kon nie verstaan hoekom nie. Die Here maak my gesond van een ding, maar nie van ander nie. Hoekom is dit dan so? Jy weet, en dit is hoekom ek eintlik begin het om die navorsing te doen. En ek vir navorsingsdoeleindes moet ek self deur daai terapie metodes gaan, want ek moet eerstehandse kennis hê. Ek kan nie iets aanbeveel vir mense as ek nie weet nie. Interessant. Ek het ook my teses gedoen en wat jy nou gesê het is vir my verskriklik belangrik, want ek het ook gesien sielkundiges, dokters stuur mense na al wat 'n sielkundige is en dan praat ek het ook hierdie analitiese brein, ek aanvaar nie ja en nee, ek wil ook weet hoekom. En dan help dit nie of die vrou sê, ag, ek is meer deur mekaar en sê ek van, wat het hulle vir jou gesê? En dan vertel sy vir my, dan dink ek, Here, so klomp geld betaal vir dit wat vir haar gesê is. Toe het ek my teses het ek geskryf, berading God se manier.
Counseling God's Way. En ja, dit was nogal vir myself 'n eye-opener. Daar is berading en dan is daar berading God's Way. Jy weet, deur alles wat ek gegaan het ek naderhand soos Job gevoel. Want ek kom die goed oor en ek weet nie hoekom nie, 'n mens het begin snaakse aanmerkings maak. Wat het jy aangevang dat die goeders nou met jou gebeur? Jy weet, Andy May het nou onlangs 'n baie volledige boodskap hier gebring oor die werking van die Heilige Gees. Maar 'n mens moet nie net luister na hom nie, jy moet dit toepas ook wat hy gesê het. Ons behoort 'n persoonlike verhouding met die Heilige Gees te hê. Dieselfde verhouding wat jy het met jou man, of jou vrou, of jou beste vriend of vriendin, so 'n verhouding moet 'n mens met die Heilige Gees ook hê, ja. En jy weet, mens kom nie oor nag in so 'n verhouding nie. Jy weet, soos met enige ander persoon, dit vat tyd om 'n verhouding op te bou. Maar 'n mens kom naderhand by daai punt uit, wat jou verhouding so is met die Heilige Gees, dat hy spontaan deur jou begin werk. Jy weet, ek het al mense gehoor sê, hulle wens hulle het hierdie of daardie gawe gehad. Maar as jou verhouding met die Heilige Gees reg is, die Heilige Gees kan dan self spontaan deur jou werk. Ja, dit is 'n verhouding. Jy kan nie net dink al jou gebede moet nou bewaarheid word nie. Ons weet dit, partykeer sê God ja, partykeer sê nee, partykeer sê wag eers. En dis die deel wat ons as mens nie kan verstaan nie. Ons wil hê dit moet nou gebeur. Ek moet nou gesond word. Ek moet nou die werk kry. Ek moet nou dit en dit. En om te wag, leer jou, maak jou rustig. Laat jou vertrou op daardie einste Heilige Gees vir wie jy dit gevra het. Jy weet, ek het met my navorsing het ek op bedienings afgekom wat nie bekend is hier in Suid-Afrika nie. Ek dink, jy weet, iemand het een keer vir my gesê, hy kyk liewer na die Amerikaners op TV, die Christelike TV-programme, as na die Suid-Afrikaners. Want die Suid-Afrikaners vertel vir ons goed wat ons ken. Maar die Amerikaners kom met nuwe goed. Jy kan maar net na Sid Roth se program altyd kyk, hy het altyd iemand wat in een of ander bediening is. Maar eintlik is dit nie nuut nie, dis Bybels. Ja, dis daar. Ek sit partykeer, dan dink ek, maar hier staan dit dan in die Bybel, hoe het ons dit misgekyk? Maar jy weet, ons Suid-Afrikaners is nou self die, jy weet, die Afrikaanssprekendes is baie konservatief en eng. Jy weet, ons is so groot gemaak en so geleer. Ek voel baie gemaklik in die situasie wat ek my bevind. Moenie kom met nuwe goed nie, maar hier kom uithaal nie. Jy weet, ek nog gewerk het toe, dan kry daar 'n aktekantoor 'n nuwe registrateur. Dan klaar die personeel by my, die nuwe baas het nou alles kom verander. Nou, sonnaskoolonderwyseres het eendag gekla, die nuwe mense wat die sonnaskool kom oorneem het alles kom verander. Jy weet, maak nie saak dat die verandering ten goeie is nie. Moet net nie aan my kom krap en my kom ontwrig nie. Ek is gemaklik in my situasie waarin ek my bevind. Ek het op bedieninge afgekom, weet jy wat ek, nou wil ek dit met mense bespreek, want ek soek hulle insette. Maar die kyke wat ek kry, hoorie, dit spreek boekdele. Hulle dink ek's van looitjie getik. Ja. Jy weet, jy sê 'n verskriklike belangrike ding. Ek het nou iemand gehelp, afgelope dae met die bekeringsdoop. Iemand wat nou vir die eerste keer het die Heilige Gees met haar gepraat oor die bekeringsdoop. En sy skryf nou vir my uit, ek dink is Matteus 2, waar Jesus self oor die doop praat. En sy stuur vir my boodskap en sy sê, wat sê jou verklarende Bybel oor daai doop wat Jesus sê jy moet gedoop word? En ek gaan lees dit en ek sien die verklarende Bybel sê niks daarvan nie. Niks nie. Hy sê net Jesus het gesê jy moet gedoop word, maar ek sou dit nou uitgewy het, dit is die enigste doop, dit is die bekeringsdoop, daar is nie 'n ander doopie, die ander is naamgee en wat jy het ook al wil noem. En dit was al vir my afgelope week 'n eye-opener, want ek toe verskillende vertalings gaan lees, wat nou maar
en dit is nou net Afrikaans, ek het nou nie in die Engelse Bybel toe gaan nie. En dieselfde is maar net, die versie is daar, geen verklaring, ek kom ons gaan aan. Toe dink ek, dit, en dis presies wat jy nou sê, dis hoe ons deur die jare mislei is. Deur mense wat nie die Bybel reg verstaan nie, omdat hulle wil nie. Want dit is hulle manier van glo, en dis wat hulle geleer het. Hulle het dit in sondagsskool geleer. En dit. My pa het geglo, as jy nie groot gedoop is nie, dan gaan jy verlore. En hy druk op my en my broer en my suster uitgeoefen, ons moes ons laat doop. Ons is net gedoop omdat hy druk op ons uitgeoefen het. My jongste suster het hom nou voorgespring, voordat hy dit kon doen, het sy dit self die besluit geneem. Maar jy weet, dan het dit nie vir jou eintlik daai betekenis wat, wanneer jy dit nou uit eie keuse uitgedoen het. Ons noem dit, ek sê te vaar, onthou net, ons noem dit nie die groot doop, ons noem dit die bekeringsdoop. Want dit is, Jesus sê, bekeer en laat jou doop, maar ek wil nou nie daaroor praat nie. Maar dit is net vir my interessant, dat ons goed geleer is, klein tyd, en ons hou daarby, soos jy sê. Ons gaan nie ver, ons doen nie navorsing nie, ons hoor nie, ons hoor nie wat die regte storie is daaruit nie. En so wat is jy's nou besig met jou meesters, jy probeer baie hard om te tik, jy doen baie navorsing, en as jy dit nou bereik het, wat wil jy daarmee doen? Dit is 'n onregverdige vraag, maar jy moet tog 'n doeleinde hê waarvoor jy dit wil gebruik. Ek glo jy gaan dit hier gebruik, want hier's baie materiaal hier waarvoor jy dit kan gebruik. Ek wil eintlik maar net by 'n punt uitgekom het, waar ek kon uitkom, wat is die oorsaak? Ek kyk met my navorsing, ek het verskeie mense wat in die bediening is, werk nagevors in. Daar so 'n wyd uiteenlopende oorsake, dat ek kan nie iets spesifiek pinpoint en sê dit, of dit is die oorsaak nie. Jy weet, party van die mense kom met kognitiewe goeie soos swak selfbeeld, jy weet, selfhaat, daai tipe van goed. Dan is daar iemand wat die oorsaak gaan soek in Deuteronomium 28 wat sê, as jy hierdie en hierdie sonde doen, dan gaan jy nou daai en daai siekte kry. Nou ek het al onderhoude gevoer met mense wat daai siektes het, en hulle het nie daai dinge gedoen. Tensy dit nou dalk iets is wat van die voorgeslagte afkom, want dit is waar die generasie siektes vandaan kom. Alles het 'n beginpunt, iewers het iets verkeerd gegaan. Generational curses. Ja, en dit is een van my vakke wat ek gedoen het vir die BA's, diepvlak emosionele terapie, waar jy nou met die behulp van die Heilige Gees by die beginpunt van daardie probleem uitgekom het. Jy weet, jy kan nie 'n persoon se simptome behandel en nie die oorsaak uit die weg uitruim nie. Jy moet eers by die oorsaak uitkom. Jesus het dieselfde beginsel toegepas. Voordat hy sekere mense genees het, het hy eers geeste uit hulle uitgedryf, soos die doofstom gees. Hy het eers die gees uitgedryf, en toe die persoon genees. So 'n mens kan nie net die simptoom behandel nie. Jy weet, ons het hier 'n Suid-Afrikaanse prediker gehad op TV wat genesingsdienste gehou het. Mense word genees daar in sy dienste, maar hulle self het die mense opgevolg. En dan het hulle gevind, maar die mense word weer siek, en party van hulle sterf. Nou hoekom? Jy weet, die oorsaak was nooit aangespreek nie, ja. Dis baie wyse woorde. Jy weet, as jy nie die oorsaak afhandel nie, dan dit gaan weer een of ander tyd, gaan daar maar weer iets siekte of iets kop uitsteek. Ek is bly jy geraak dit aan, ons tyd is nou feitelik verby, maar mense moet generational curses, hulle moet dit bestraf in Jesus naam. Jy weet, maar daar's nog steeds mense wat nie glo daaraan nie, en aan die vrymakingsbediening nie. Hulle sê, hulle volstaan by die kruis. Ek het in verlede week weer in 'n boek gelees, dat Jesus het met sy kruisdood, het hy 'n volmaakte werk gedoen. Jy hoef nie agterna te gaan soek na oorsake of ander bedienings nie.
Maar okay, dit gebeur net nie. Dit gebeur net. He. En dit is hoekom ons, ek glo ook, Jesus, as jy jou vrygespreek het, het jy jou waarlik vrygespreek. Ja, kyk, ek ignoreer nie die kruis of so iets nie. Die Here kan 'n volmaakte werk doen. Yes, Hy kan jou genees, emosioneel genees, fisies, emosioneel en daai voorgeslagte goeters. Hy kan dit alles met een slag doen. Ja, ek kan. Hy kan. Maar dit gebeur nou ongelukkig nie altyd nie. Ja, en baie keer is dit soos ons in die begin gesê het, jy moet net wag. Ja. Dit gaan gebeur, net wag, net geduldig wees. Ai Sophie, ons tyd is verby, dit was nou so lekker, maar baie vinnig. Dankie dat jy kom kuier het, hoor. Dankie dat jy, vir wie jy hier is, en baie seën op jou studies. Ek sal bietjie meer met jou kontak maak, omdat ek weet wat 'n pad loop jy. Baie dankie, hoor, waardeer dit. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Van my Ina, ons program is hy tot volgende week. Shalom. Destined today by the living water in the hands of the potter, in the hands of the potter.